dat hy sê, dis wat ek sal doen, al wat ek vir jou vra is, dien my en leef saam met my. Ek dink hier is te veel gevra. Soos wat enige man en enige vrou vir mekaar behoort te vra. Wees my lewensmaat, en ek is bereid om jou lief te hê, om vir jou te sorg, en al die mooi van dit wat God vir ons bedoel het, saam met jou te geniet. Dis wat die Here sê, hy nooi ons uit, hy sal ons seën in alles wat ons aanpak. Jou nageslag, jou kalweroes, in die land, in die stad, in die veld. Wanneer jou vyande op jou aanval, sal hulle in 7 rigtings van jou af wegvlug. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek vanmôre hierdie gemeente en elke individu, wie se hart daarop gerig is om vanmôre te sê, Here, ek ontvang die seën van U, die Here wat ryk maak. U wat gesê het, my moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. U doen dit nie omdat ek hard werk nie. U doen dit omdat dit U wil en U besluit is, omdat U 'n Pa is en dis U hart, o God, vir elkeen. Die seën van die Here wat lewens verryk, gees, siel en liggaam, bid ek af oor U gemeente, oor elke individu wat dit vanmôre weer nodig het om te hoor. Hulle wat moed verloor, hulle wat moeg is, hulle wat nie meer kan nie, Here, dat hulle vanmôre deur U bedien en aangeraak sal word, dat hulle die stem van U Gees hoor, die God en die Pa aan wie ons behoort, wat sê, dis my wil, dis my besluit, ek sal jou seën, ek sal vir jou goed wees. Ons breek dit oop, Here, vir elkeen, om te ontvang uit die rykdom van U kosbare genade. Sal U dan as God en Vader ook die een wees wat in hierdie byeenkoms die eer sal ontvang. Here, dat U naam opgehef sal word, dat U gesien sal word, dat U verheerlik sal word in alles wat ons doen. Nie ons programme nie, nie my wil nie, nie my opinies nie. U wil, o God, dat U naam geheilig, geëer en aanbid sal word in en deur U gemeente. En ons ontvang met danksegging die seën, o Here, wat U oor elkeen van ons se lewe spreek. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sit. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie. Nou ons het 2 persone gehad wat vanmôre sou gedoop word. En een kan nou nie meer gedoop word nie, maar ons gaan voort. Ons gaan vir Minja doop vanmôre. Ek gaan vra dat sy so lank na vore kom. Nou, iemand het al gevra, julle sal agterkom, ons doop nie noodwendig 1 keer 'n maand nie, ons doop 3 keer 'n maand, 1 keer in 2 maande, ongeag en afhangende van hoeveel mense daar is wat graag gedoop wil word. Nou, ek sê vanoggend daar nie in die boardroom vir Minja, die sleg van die kerk en wat die kerk gedoen het oor jare met die doop is dat ons dit geskei het van mekaar. Ek weet nie of dit ooit weer gaan prakties word om dit te doen soos wat dit in die Bybelse tyd gedoen is nie. Ek het al 'n paar mense uitgedaag om te gaan kyk of dit so is. Elke persoon van wie ons lees in die Bybel wat gedoop is gedoop dieselfde dag en dieselfde tyd wat hy tot bekering gekom het. Ons skei dit van mekaar. Daarom sê jy sien baie keer, ek lees nou die deeltjie vanoggend vir jou, dat wat hy sal sê. Hy sê dit het by die doop gebeur. En dan is daar mense wat sê nee, maar dit kan nie wees nie, want dis nie wat nou vandag met my gebeur nie. Nee, want die doop en bekering was een gebeurtenis, altyd. 3000 dag kom tot op bekering op een dag en 3000 word gedoop. Die tronkbewaarder kom 12 uur die nag, om middernag tot bekering, wanneer doop hulle hom? Daai nag. Net daar. Jy kan vir my enigiemand noem. Hy het opgestaan, Paulus, en hy's gedoop. So kon ons aangaan. Elke keer sê jy dit sien. Nou, kyk gou of jy dit kan hoor. Kolossense 2, en ek wil hê iemand moet dit vanmôre hoor, en ek maak 'n uitnodiging. As jy vanmôre hierso sit, weer eens, hierdie het niks met die kerk te doen, of ons leerstelling. Maar as jy in jou hart oortuig is dat God sê, jy moet gehoorsaam wees aan hierdie opdrag, dan wil ek vir jou vra, kom uit, ons gaan vir jou doop vanmôre, ek gaan vir jou geleentheid skep. Moenie daar sit nie. Moenie vir nog 'n jaar sit nie. Kry klaar met kerktradisies. Hierdie kerk sê dit en daai kerk sê dit en die glo dit en dan elke kerk glo iets anders. Wat sê God en sy woord? Kyk gou wat sê, net 'n stukkie daarvan. Hy sê deur julle verbondenheid met hom, dit is Jesus, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Ons begeerte om te wil sondig word weggeneem. Ons wil die wil van God doen, ons wil hom dien. Hy sê dit het by die doop gebeur.
Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur, die wil om te sondig en teen God se, ek wil amper sê, opdragte op te staan, deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter, Minja, lewend gemaak saam met Christus, deurdat hy al ons sonde vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in sy triomftog mee te voer. Ons verbondenheid met hom maak dat ons deel in sy volheid. Ek weet nie of iemand in die kerk verstaan waar daar staan. Die feit dat ek aan hom behoort, deel ek in alles wat God die Vader vir hom gegee het. Deel ons in sy volheid. En dan sê hy so daai indrukwekkende skrif, hy sê, dit het by die doop gebeur. Daar's iets wat gebeur wanneer 'n mens vir God ja sê en gehoorsaam is. Daar het iets gebeur in die skepping die dag toe 'n mens aan God ongehoorsaam is en vir ewig uit God se teenwoordigheid uitgedryf was uit die tuin. Maar die effek van gehoorsaamheid, Deuteronomium het ook gesê, as julle gehoorsaam is en doen wat ek sê, sal ek julle seën. En daarom vanmôre, ek is altyd in die versoeking om nie iets daaroor te sê nie, maar ons is nie hierso om die saak van die kerk te verdedig van hoekom doop ons gelowiges nie. Ons doop gelowiges omdat ons glo dis 'n opdrag van die Here wat ons moet doen. En toe ons met Minja praat, toe sê sy, niemand van julle hoef met my te kom deel nie, of gesels nie, ek weet waar het gaan, ek is oortuig, ek wil dit doen. En dit gee vir ons groot vrede in ons hart om dit te kan doen. Ek wil vra, is daar enige iemand wat in jou hart dalk vanmôre oortuig is? Jy loop al lankal daarmee. En jy vanmôre sit jy nog steeds met daai stryd, maar jy's nog nie gedoop nie, maar jy het nog nie daai stap van gehoorsaamheid gedoen nie. Is daar so iemand? Dan wil ek vra dat jy nou uitkom. Ons gaan jou bedien. Daar's klere, daar's handdoeke, daar's alles wat jy gaan nodig hê om gedoop te word. Jy het almal vrede. Dit is wonderlik. Minja? Renier. Rudy. Ag, Rudy. Sorry, gee ek vir jou nog so 'n nuwe naam ook. Dank die Here. Ouens, luister net. Ek wil vir julle sê, baie dankie. Julle sal net vir ons help net om die name te kry, net om vir julle doopsertifikate uit te maak. Ouens, ek is oortuig daarvan. Ons sê dit vir die afgelope tyd, dat God is besig om in mense se lewens iets te doen. Ek weet dit. En daar's baie goed wat gebeur om dit vir ons so moeilik te maak. So moeilik te maak. Iemand het onlangs weer met my geredeneer en julle ken my, ek doen dit nie. En die argument was, wil jy vir my sê dat al my familie was verkeerd? Toe sê ek, nee, ek dink julle was almal verkeerd. Ek dink hulle was onkundig. Ek dink hulle was onkundig, omdat ons alles glo wat iemand vir ons sê, en die woord sê, ons moet self die skrif ondersoek. En as jy die skrif ondersoek en jy kry enigiets anders behalwe wat ons vanmôre hier doen, beloof ek jou, sal ek voor al hierdie getuies vanmôre kom verskoning vra. Ek is in my hart oortuig, ek hoef nie. So daai persoon weet, ek het nie met hom geargumenteer nie, ek het net gesê, ek dink, hulle was heel waarskynlik net onkundig, nie die regte inligting gehad nie. Gaan jy terug en gaan lees die woord, en kom sê jy vir my, wat vind jy? En ek dank die Here dat julle vanmôre in julle hart oortuig is van God se woord, nie hierdie kerk se leerstellings nie. En ek wil vir julle sê, ek verklaar dit in die naam van die Here, daar is seën en daar's genade en daar's barmhartigheid en gehoorsaamheid. Daar's goed wat God nie kan doen nie, nie wil doen, nie kan doen nie, voordat ons nie gehoorsaam is nie. En een van die goeders is om gehoorsaam te raak aan sy opdrag. Ons dank die Here. Nou ja, ons gaan, ek wil nie sê ons het 'n probleem nie, maar Christopher, is jy reg? Are you ready? I'm ready. Elwie, julle sal net vir hulle gaan help met die voorbereiding. Nou, ek gaan net vir julle sê wat gaan gebeur. Ek gaan nou net 'n gebed doen, daar's 2 vrae wat ek vra,
waarop ek glo julle met oorgawe en gemaklikheid sal kan ja sê. En dan die tweede ding is, julle gaan uitstap, hulle gaan vir julle wys waar is die klere en alles, julle gaan kleertjies aantrek, daar's handdoeke, genoeg vir almal. En dan sal Christopher, jy gaan dalk net so vinnig vir die ouens, of tensy jy begin doop en dan sal ek vir die ander ouens net gou wys wat ons doen. Ek dink dit sal help. Dit sal help. OK. En dan gaan ons gaan so 'n bietjie die program verander, ons sal dit moet doen. Dan kan julle so lank begin met die praise and worship. Ons sal na die tyd die afkondigings doen. Dis reg. Hierdie is vir my nou belangriker. Dis nie nou die ander goed is belangrik nie. So ek gaan vir julle verduidelik wat julle gaan doen. So ons gaan niks doen. Julle weet nou nie wat gaan gebeur nie. Baie gemaklik. Ons gaan vir julle alles verduidelik voordat ons dit gaan doen. Nou, die eerste vraag wat ek vir julle wil vra voor die gemeente, want dis belangrik. En dit is julle in julle hart daarvan oortuig dat julle kind van God is? Want dis die enigste vereiste om gedoop te word. Die 3000 daai dag, se enigste getuienis was, sê die woord, dat hulle tot geloof gekom het. Nie hulle was 80% heilig nie, hulle was gereed nie. Wie van julle kan vanmôre met eerlik sê, die rede hoekom jy tot nou toe nog nie gedoop is nie, is omdat jy gevoel het, jy's nie gereed nie. Wanneer is jy gereed? Wanneer is jy gereed? Die vraag is nie of jy gereed is nie, die vraag is jy gered? Is jy kind van God? As jy gered is jy gereed. Want dan begin jou pad met die Here. Dis nie as ek soveel of nie meer dit nie of nie meer dit nie. Nee, dis 'n pad wat begin by redding. So is julle almal oortuig daarvan dat julle kind van God is. Dis die belangrikste. Nou is die enigste vereiste wat hierdie kerk het, dat jy in jou hart verseker weet jy's kind van God. Die tweede ding is julle bereid om julleself te onderwerp aan God se woord as die hoogste gesag en die leierskap van hierdie kerk, dat wanneer dit ooit sal nodig wees, of enige ander kerk waar julle sal wees, om julle tereg te wys dat julle sal sê, ja, ons onderwerp ons aan God, sy woord en die leierskap van die kerk, waar ook al julle ooit mag wees, om ons tereg te wys, sou dit ooit nodig wees. Wat is julle antwoord hierop? Amen. Kan ek vir julle as gemeente vra dat ons saam met hulle gaan bid? Staan saam met my op en 'n paar van julle wil ek vra wat vrymoedigheid het. Kom stap net uit en kom staan nie by hulle. Lê net op die agterkant net julle hande op hulle. Kom ons bid net vir hierdie mensies. Vader, dankie dat ons as gemeente die voorreg het om vanmôre hierdie sakrament van die doop aan gelowiges te bedien. Dis nie 'n ritueel nie, dis nie 'n kerkgebruik nie. Dis 'n gehoorsaamheid aan die opdrag van 'n pa wat sê, ek het jou gered. Deur my seun Jesus Christus het ek jou opgewek in 'n nuwe lewe, dat jy 'n nuwe lewe kan leef. Is jy bereid om in die openbaar te erken, ek het saam met hom gesterwe, hy het my opgewek in 'n nuwe lewe, en die lewe wat ek nou lewe, leef ek nie in die krag van my eie krag nie, maar in die krag van God, sy gees, sy woord en sy waarheid. Dankie dat dit is wat u doen vanmôre in elkeen van hulle se hart en hulle lewe. U het gesê, hy wat aan my behoort, sal niemand uit my hand uitruk nie. U het gesê, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek klaarmaak. Ek sal nooit laat vaar die werk van my hande in jou lewe nie. Dankie Here dat ons hulle aan u kan toewy, dat u die koning van u kerk is, dat u die oorsaak en die rede is, hoekom u vanmôre mense voor hierdie platform staan om gedoop te word. U is die rede, u is die oorsaak, u is die een waaroor dit alles gaan, nie hierdie kerk of ons leerstellings nie. Maar manne en vroue wat sê, ek het saam met hom gesterwe, en ek weet ek sal saam met hom lewe, en hy sal my weer eendag uit die dood uit opwek ook, wanneer hy kom by sy wederkoms. Dankie Here Jesus, dankie dat ek vandag hulle aan u kan toewy. Heilige Gees, ons bid as gemeente, dat u hulle sal kom lei, dat u hulle sal beskerm, dat u hulle sal versorg, dat u hulle sal dra soos 'n pa sy seun en sy dogter dra, deur elke tyd, deur elke krisis. U wat gesê het, ek sal jou nooit in die steek laat, en ek sal jou nooit alleen los nie. Mag dit hulle ervaring wees. Here, dat hierdie nie net vanmôre 'n kerklike instelling is wat ons afhandel nie, maar 'n ondervinding met 'n ewige God wat gesê het, ek het my aan jou verbind, en deur jou daad van gehoorsaamheid kom verbind jy jouself doelbewus ook aan my. En u eer dit, Here. U eer dit, u sien dit raak. U reageer op ons gehoorsaamheid. En die seën van die Here, selfs dit wat ons vanmôre gelees het in Deuteronomium 18, bid ons af oor elkeen van hulle se lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen.
Amen. Baie dankie. Julle kan deurstap. Ons gaan vir julle help daar agter. Rensa, julle gaan Hou die ander hand ook vas. Rudy, dis vir my die grootste voorreg om vanmôre jou te doop. En terwyl ek so hier voorberei in die bidkamer wat aantrek, toe kry ek hierdie enormous feeling of pride wat die Here vanmôre het in jou. En hy sê ek eer jou gehoorsaamheid vandag. Ek eer dit wat jy doen en ek eer die besluit wat jy gemaak het. So op grond van jou belydenis en jou geloof in Jesus Christus en jou gehoorsaamheid aan wat die woord van Jesus van ons vra, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Meneer, toe ons so hier in die bidkamer gestaan het ek hierdie groot vreugde gesien. En ek beleef in my hart hoe die Here daai vreugde gaan gebruik om jou 'n vessel vir sy liefde te maak, waar ook al jy sal gaan. En wat 'n voorreg is dit vir my om jou vanmôre te doop en hierdie nuwe begin van jou lewe aan te kondig. So op grond van jou belydenis en jou geloof in Jesus Christus en jou gehoorsaamheid aan die woord van God, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sê nou vir Gert daar binne, ons het Vrydag gekuier, en ek sê, min het ek geweet, vandag gaan ons hom doop. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. En selfs soos met Janer wil ek vanmôre vir jou sê, die Here eer julle gehoorsaamheid. Hy eer die besluit wat julle vanmôre gemaak het, en hy sê, ek sal myself aan jou openbaar nou meer as ooit. So op grond van jou geloof in Jesus Christus en jou belydenis en jou gehoorsaamheid in die woord van God, doop ek jou vanmôre in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sien die passie wat jy het vir Jesus Christus en die groot liefde wat jy vir hom het. En daar waar jy sal gaan, sien ek hoe die Here jou magtig sal gebruik om sy koninkryk uit te bou. Hoe jou lewe 'n getuienis sal wees van sy liefde, 'n getuienis van sy vreugde, 'n getuienis van sy vrede. En hy is so trots op jou dat jy vanmôre hierdie besluit gemaak het om gehoorsaam te wees aan sy wil en sy woord. So op grond van jou belydenis en jou geloof in Jesus Christus en jou gehoorsaamheid aan sy woord, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net sê, hulle kuier van Abu Dhabi af. So hulle het ver gekom om gedoop te word vanmôre.
hy met die liefde en die ywer wat jy vir die Here het, sien ons vandag raak. En terwyl pastoor gebid het hiervoor, het ek sy gees op jou beleef. Sy goedheid en sy guns wat jou sal volg al die dae van jou lewe. En hy sê ook vanmôre vir jou, hy eer jou gehoorsaamheid en hy eer jou ywer wat hy het vir jou. En die planne wat hy vir jou het is groter as wat ek en jy ooit sal kan besef. Maar ek wil amper sê, asof hy kan sê en vergewe as ek dit so kan sê, watch this space. Ek gaan vir jou wys wie ek is. Ek gaan vir jou wys die deure wat ek vir jou gaan oopmaak. Today is the start of a new beginning. Laat my dink aan 'n liedjie wat sê miracles upon miracles. Jy sal 'n getuienis wees en die Bybel sal 'n lewende waarheid word in jou lewe. So op grond van jou geloof in Jesus Christus en jou belydenis en jou gehoorsaamheid aan die woord van God, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is my groot voorreg om jou vanmôre te kan doop en om deel te kan wees van hierdie asemrowende nuwe begin van jou lewe. Ek sien hoe die Here jou ook magtig gaan gebruik in alles wat jy doen. Tussen jou vriendekringe, tussen jou familie. Jou lewe sal 'n getuienis wees van sy liefde, 'n getuienis wees van sy goedheid. Dit sal 'n getuienis wees van wie hy werklik is, as gevolg van jou gehoorsaamheid en jou ywer en jou liefde vir hom. So op grond van jou belydenis en jou geloof in Jesus Christus en jou gehoorsaamheid aan die woord van God, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.